Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Voor ek in vandag se van tema inspring, wil ek net 'n uitnodiging aan julle rig. As daar enige temas is waarmee jy spesifiek mee sukkel, of jy's dalk 'n onderwyser en jy weet jou kinders sukkel met hierdie tema, stuur vir ons 'n comment op enige van ons video's. Dan weet ons, dan maak ek vir jou spesifiek 'n video op daai tema. Vandag gaan ons 'n klein bietjie meetkunde doen en ons spring in met hierdie van hoeke, ewewydige sye, nê? En jy het dalk daarvan geleer as jy in graad 8 of 9 is, maar ons gaan vinnig net kyk wat beteken dit. So, die groot belangrike ding wat ons heel eerste hierso gaan lees is wanneer twee ewewydige sye, nê, of parallelle sye of lyne, wanneer twee ewewydige of parallelle lyne deur 'n derde lyn gesny word, nê, soos deur 'n snylyn, gaan nou vir jou skets wys, dan vorm daar drie spesiale tipes hoeke. Nou ek sê spesiaal, nê, want ja, ek en jy weet nou al van regoorstaande hoeke, hoeke op 'n reguit lyn, hoeke om 'n punt, maar hierdie drie hoeke is spesiale tipes. Hulle name: ooreenkomstige hoeke, kobinnhoeke en verwisselende hoeke. Okay, daai drie is spesiale tipes hoeke want hulle word net gevorm as ek 'n ewewydige of parallelle lyne het. Dis wat hulle spesiaal maak. Hoe lyk dit? Wel, as ons kyk na hierdie skets, dan sien ons, okay, hier is twee parallelle lyne. FB is parallel aan EC. Hoe weet ek dit? Hierdie pyltjies wys my dat daai twee lyne parallel is of ewewydig is. En hulle word gesny deur 'n derde lyn, AD. Nee, so AD is hierdie lyn wat hulle sny. Sodra daai lyne mekaar sny, soos ek gesê het, ja, ek en jy hopelik weet nou al daai hoekie en daai hoekie is regoorstaande hoeke. Daai en daai en regoorstaan. Daai en daai. Nee, daar's nou 'n klomp dinge wat ons hier kan sien. Ons sien hoeke op 'n reguit lyn. Ons sien hoeke om 'n punt. Klomp dinge wat ons hierso sien. Maar kom ons gaan kyk na ons spesiale hoeke wat gevorm word. Die eerste tipe spesiale hoek wat ons gaan ondersoek, gaan ooreenkomstige hoeke wees. En wanneer ons aan ooreenkomstige hoeke dink, gaan ons altyd dink aan 'n hoofletter F. So as ek 'n mooi hoofletter F hier kan teken, die hoofletter F waarna ons gaan kyk, gaan altyd twee arms hê wat parallel is, nee, so ek soek daai ewewydige arms. En dan het ons 'n derde lyn wat die twee ewewydige arms sny. En wat dan gevorm word by die F, is hierdie F het twee kielibakkies. Nou jou kielibakkie is hierdie onder jou arm, nee, die een wat kielierig is. Onder die F se arms is daar twee kielibakkies en daai kielibakkies is altyd gelyk. Okay, dis wat ooreenkomstige hoeke vir ons sê. Baie belangrik is, hierdie F kan net gevorm word as ek 'n parallelle sye het. Nou kyk ek na hierdie groot skets hier op die linkerkant en ek soek nou, kan jy dalk 'n F sien in hierdie skets? Kan jy 'n F identifiseer? Nou hopelik sê 'n klomp van julle, hey, wag 'n bietjie, as ek gaan van B na G, al die pad af na D en die tweede arm is C na H, daarso is 'n F. En wat ons nou net geleer het is dat die kielibakkie van F, daai hoekie en daai hoekie moet gelyk wees. Dis 100% reg. Dalk kan jy sê, maar ek sien nog 'n F. Hopelik doen jy. Ons kan selfs 'n agteruit F sien. Hierso loop nog 'n F, hy's agteruit. En daai F het ook twee kielibakkies. Daai ene en daai ene. Ja, en sy kielibakkies moet gelyk wees. Hoekom? Want sy twee arms is parallel. Hoe weet ek sy arms is parallel? Hierdie pyle wys dit mos vir my. Ons het dit nou net gesê. Goed, dalk sê jy vir my, is daar nie nog 'n F nie? En jy sal 100% reg wees, daar is. Daar's nog twee F's as ek dit vir jou kan spoil. Daar's so 'n onderste bo F. Hy loop al die pad soos daai. Hy het ook twee kielibakkies, daai ene en daai ene. En die laaste F, nou ek het uit klere uitgehardloop, so ek gaan nou maar moet 'n rooi lyntjie so maak. Daai laaste F loop agterste voor en onderste bo. En daarso lê sy twee kielibakkies. Al die hoeke wat ek met dieselfde kleure aangedui het, is gelyk aan mekaar. Dis goed om dit te weet,
hoe skryf ons dit? Nou as jy enigstens al bietjie met meetkunde begin werk het in die klas, dan sal jy weet dat as ons enige bewering wil skryf, dan gaan ons so 'n tabelletjie trek met 'n beweringkolom en 'n redekolom. Baie belangrik van meetkunde is, as ek enige stelling maak, moet ek dit bewys met 'n rede. Nou ek het vir ons hoeke het ek nommers bygesit, G1, 2, 3 en 4, H1, 2, 3 en 4. Nou kan ons begin skryf. Ons kan sê, kom ons begin met hierdie kielibakkies, daai heel eerste een is wat ons aangedui het, G3 en H3. Ons kan sê, hoek G3 is gelyk aan hoek H3. Hoe weet ek dit? Want hulle is ooreenkomstige, ek kort hom so af, ooreenkomstige hoeke. En nou gaan hulle sê, maar hoekom mag jy ooreenkomstige hoeke gebruik? Dan moet ek sê, komma punt, ek mag dit sê, want ek weet dat die twee arms BG is parallel aan CH. Onthou, die arm BG is parallel aan die arm CH. Nou baie belangrik hier is, as ek hierdie stelling maak met ooreenkomstige hoeke as my rede en ek skryf nie die parallelle sye nie, verloor ek my hele punt. Ek kry 0 punte vir daai. So baie belangrik, as ek enige van my spesiale hoeke gebruik, moet ek altyd die parallelle sye as 'n rede gee. Kom ons doen nog enetjie net om te oefen. Ons kan sê, wel, G1 en H1 is die twee kielibakkies van daai onderste bo agterste voor F. So hoek G1 is ook gelyk aan hoek H1. Wat is die rede? Weereens, dis ooreenkomstige hoeke. Mag ek ooreenkomstige hoeke gebruik? Ja, as die twee arms van die F parallel is en FG is definitief parallel aan EH. Dis ooreenkomstige hoeke. Ons tweede tipe spesiale hoek is verwisselende hoeke. Nou, as ons dink aan die woord FUN, van, ons het nou net die F gedoen, en nou gaan ek die N doen. Ek skryf hom as 'n Z, dit lyk vir my net soms bietjie makliker as 'n Z, maar jy kan sien hoe dit 'n N is wat op sy sy gedraai is. Hierna gaan ek by die U uitkom, en ek gaan vir jou wys hoekom ek eers die U skiep. Maar as ons hierdie N identifiseer, of 'n Z, dan baie belangrik van hierdie N of Z is dat, weer eens, sy twee arms moet parallel wees aan mekaar. En as hulle parallel is, dan vorm daar weer twee kielibakkies. Hierso is 'n kielibakkie en hierso is 'n kielibakkie. Onder die Z se arms. Daai twee kielibakkies gaan weer eens gelyk wees. Ek kan weer vir jou vra, kyk na die skets, en kan ek vir jou vra, sien jy enige Z of N letters? Wel, as jy skerp is, F na G, na H, na C. Daarso is 'n Z. En in daai Z is daarso twee kielibakkies, en daai twee hoeke moet gelyk wees aan mekaar. Dalk as jy regtig skerp is, sien jy 'n bietjie van 'n weird Z. Hierso is so 'n omgekeerde plat Z. Dit bly nog steeds, hy voldoen aan die voorwaardes van die vorm, en daai omgekeerde plat Z het ook twee kielibakkies, wat ook gelyk is aan mekaar. Ja, mag ons daai Z gebruik? Is sy arms parallel? Ja, dit word aangedui deur daai pyltjies dat daai twee arms is parallel, so dit is 'n geldige Z. Goed om dit te sien, hoe skryf ons dit? Ek gaan weer eens vir my 'n bewering en rede kolommetjie trek, en ek sal weer my hoeke name gee. G1 en G2, H1 en H2. Nou kan ek gaan sê, reg, in my skets is hoek G1 gelyk aan hoek H2. Hoekom? Want hulle is die kielibakke van 'n Z. Maar my onderwyser gaan nie dit regmerk nie, so ek moet skryf, want dit is verwisselende, maar okay, daai is 'n baie lang woord, so kan ons dit afkort? Ons kan dit afkort, verwisselende hoeke. Mag ons verwisselende hoeke gebruik? Wel, dit is 'n spesiale hoek, solank ek net sê, dat die arms GF is parallel aan die ander arm CH. My twee arms is parallel aan mekaar. Definitief.
Ek kan ook sê dat hoek G2 is gelyk aan hoek H1 vir dieselfde rede. Dis ook verwisselende hoeke met, wel wat sal hulle arms wees? GB of BG parallel aan EH. En dis verwisselende hoeke. Dit bring ons by ons derde tipe spesiale hoek. En dis nou die U, wanneer ons kyk na die woord van. Ons het die F ooreenkomstige hoeke, ons het die N verwisselende hoeke en nou het ons die U ko-binnehoeke. Ek het al gehoor dat mense praat van KO-binnehoeke, wat ook al die onderwyser sê, dis 100%. So ko-binnehoeke gaan ons kry wanneer ons 'n U het en die arms van die U, daar is 'n lelike pyltjie, die arms van die U is parallel. Okay, ons sien dis 'n tendens. Elke keer gaan dit oor die parallelle sye. Nou, die U het ook uit die aard van die saak ons nou 2 kielibakkies, nee, daai 2 kielibakkies. Maar die U is 'n bietjie anders as die F en die N. By die F en die N het ons gesê sy kielibakkies is gelyk. Die Z se kielibakkies is gelyk, of die N. Die U se kielibakkies is nie gelyk nie. Maar ons weet iets van daai kielibakkies en dit is dat as ek hulle twee saamtel, gee hulle vir my 180 grade. 'n Woord wat jy daarso kan leer is supplementêr. Supplementêr. Dit beteken daai twee hoeke saam maak 180, hulle supplementêre hoeke. Okay? As ek na die skets kyk en dan vra ek vir jou, sien jy enige U hierso? Jy kan dalk sê, wel, as ek gaan van B na G na H na C, soms help dit as ek my bladsy draai, dan sien ek 'n U. Daai U het definitief parallelle arms. So, daai is 'n U. Ek dink ek sien nog 'n U. Ek sien 'n U aan die kant toe. En dit vat nou regtig nie 'n rocket scientist om te sien dat hierdie hoekie kan nie so groot wees soos hierdie hoekie nie. Dis 'n stomphoek en 'n skerphoek. Ja, hulle kan definitief nie ewe groot wees nie, maar hulle kan supplementêr wees. So, as ek nommers insit weer en ek sê G1 en 2 en ek sê H1 en 2, kan ons 'n bewering en 'n redekolom trek. Ek het my bewering en my redekolom en nou kan ek gaan sê hoek G1 plus hoek H1 is gelyk aan 180 grade. Hoe kan ek dit weet? Wel, hulle is ko-binnehoeke. Mag ek ko-binnehoeke as 'n rede gebruik? Ja, net as die arms BG parallel is aan CH. En hulle is. Ek kan presies dieselfde sê met hoek G2 plus hoek H2 wat gelyk is aan 180 grade vir dieselfde rede, ko-binnehoeke. En ek mag dit sê want FG is parallel aan EH. Kom ons kyk hoe sou dit prakties lyk. Hoe gebruik ek dit om hoeke uit te werk in so 'n skets? Ons kyk na die voorbeeldjie op die skerm en ons kan, ek gaan nou vir jou eerlik wees, ons kan al 8 die hoeke op die skerm gaan uitwerk. Ek gaan net ten minste enetjie van elk doen. Ek gaan sê reg, as hulle vir my hoek G2 gee as 45 grade, kan ek met 'n F, hierso is 'n F, as ek hom onderste bo gaan sien soos daai, kan ek sê, hierso is die tweede kielibakkie van die F, hy moet ook 45 grade wees. Om dit te sien is een ding, nou moet ek dit skryf. Ek kan sê, hoek G2 is gelyk aan hoek H2. Hoekom? Ooreenkomstige hoeke. Ek mag dit sê, want BG is parallel aan CH. Ek kan verder gaan en sê, dit wil sê, hoek H2 is dan ook 45 grade. Ek hoef nie weer rede te sê nie, ons het klaar die rede gesê. Nou het ek hoek H2. Dan kan ek H2 gebruik om, as ek dalk 'n Z kan sien, kan ek H2 gebruik om G4 uit te werk. En ek kan sê, wel, G4 gaan ook 45 grade wees, want dis die 2 kielibakkies van 'n Z. So, ek kan gaan skryf, hoek H2 is gelyk aan hoek G4. En die rede vir dit gaan wees, verwisselende hoeke. Mag ek dit sê? Ja, want
FG is parallel aan CH. En dit wil sê, hoek G4 is ook gelyk aan 45 grade. En laaste enetjie wat ons wil doen is, ons kan dalk sê, kan ons nie nou vir H1 uitwerk, omdat ek 'n U sien van F na G na H na E, hier's 'n U, en daai U het 2 kielibakkies. Maar is daai kielibakkies gelyk aan mekaar? Nee, hulle is nie. Wat ek kan sê is, ek kan sê, hoek G4 plus hoek H1 is gelyk aan 180 grade, want hulle is kobinnhoeke. Mag ek kobinnhoeke gebruik? Ja, want FG is parallel aan EH, so ek kan nou sê, ons weet alreeds G4 is 45 grade, so in my vergelyking vervang ek die 45 grade in. As ek vir H1 alleen wil kry, dan gaan ek daai 45 grade minus in die ander kant, en dit gaan vir my gee, H1 is 135 grade. En dis hoe 'n werklike voorbeeld gaan lyk, hoe gebruik ons ooreenkomstige hoeke, die F, kobinnhoeke, die I, en verwisselende hoeke, die N. As jy hiermee sukkel, dis normaal, stuur ons 'n vraagie in die comments, ons help graag waar ons kan.